die ding reg kry, sy aan, ja. Lyk vir my is tyd, ons kan maar begin. Baie welkom, broers en susters, vir almal van julle. Ek het gewonder nogal of die vanaand meer as 5 mense gaan wees. Die drie eenheid is een van die moeilike goed in die kerk wat ons baie min oor praat. Mense voel hulle verstaan dit nie. En hoe minder ons daaroor praat, dalk hoe beter. Dis nie 'n goeie situasie nie. Ons sal in die 2 aande 'n bietjie sê hoekom wat ons verloor as ons nie duidelik praat oor die drie eenheid nie. So ons moet dit nie ons moet dit absoluut nie verloor nie. Nog 'n rede waarom ons gedink het om dit te doen hierdie jaar is dit het nogal die kerke tyd gevat om by hierdie formulering te kom. En dit was in 325. Hulle kan agterkom nou 1700 jaar gelede. Is daar 'n eerste groot synode van die Christelike kerk, daai tyd van die hele Christelike kerk gehou in Nicea. Nicea lê so aan die noorde kant van Turkye vandag. Kerkvergadering gehou, hulle het van einde Mei tot einde Julie bymekaar gekom. En daar 'n ooreenkoms gekry van hoe hulle gaan praat oor die Vader, Seun en Heilige Gees. En dat ons die formulering het, dat ons rustigheid het daaroor in die kerk, kom eintlik van daai vergadering by Nicea wat nou verjaar in sy 1700ste jaar herdenk word. So is ook 'n goeie rede waarom ons daaroor wil praat. Kan ek vinnig sê wat ek gaan probeer doen die 2 aande? Ek gaan net ons begin so 'n bietjie net eers sê oor die probleme rondom die drie eenheid, hoekom mense wegskram daarvan af en hoekom ons dit nie kan doen nie. Daarna, en dis nou 'n belangrike ding vir my vanaand, wil ek vir julle 'n bietjie die storie vertel van hoe dit in die kerk gekom het, dat daar gesukkel was hiermee en hoe ons by die formulering uitgekom het, wat nou vir baie mense in die kerk aanvaarbaar was, hierdie formulering. Wat daarna gebeur het, en dan wil ek vanaand klaarmaak met opsommend eintlik van wat ons gesê het, so 7 aannames. Van hulle dink ek is goed wat julle gaan help. 7 stellings wat ons kan maak oor die Triniteit en waar daai formulering vandaan kom. En ek dink dit sal vir julle interessant wees om dit te hoor. Volgende week sal ek wil praat oor wat vir my, ek dink baie belangrik is wat ons wen deur vas te hou aan hierdie formulering en dit absoluut ernstig te neem. Wat ons gaan verloor as ons wegdoen met hierdie formulering en dit nie onthou nie. Kan ek sê sommer terwyl ek hier aangaan net na die eerste prentjie toe vinnig. Wie van julle ken daai prentjie? Ken julle? Ja, so 'n paar mense ken hom. Dit kom uit die Grieks of uit die Oosters-Ortodokse kerk. Christendom het verlang 2 dele gehad. Die Westerse kerk, waarvan ons nou deel is, wat die Katolieke was en daarna die Reformatie, en dan die Grieks en die Russies-Ortodokse kerk en nog 'n paar ander Ortodokse kerke. En een van die interessante goed rondom die Triniteit, laat ek wou dit eintlik later gesê het, maar laat ek dit nou sê, is vir baie lank het die 2 dele van die Christelike kerk nie goeie kontak gehad met mekaar nie. En eintlik wantroue gewees met mekaar rondom die Triniteit. En die storie is dat mense sal sê die Westerse kerk, wat ons is, wat navolgers van Augustinus was, ons het die eenheid van God verskriklik sterk beklemtoon. Was vir ons belangrik om te sê God is een. Oosterse ouens sal sê tot op die punt dat hulle baie keer gevoel dat hulle gewonder het of ons regtig glo dat daar 3 persone is. Die eenheid so beklemtoon dat hulle gewonder het, glo ons regtig daar's 3. Die Oosterse kerk het die Westerse ouens weer oorgevoel, beklemtoon die 3 so sterk wat apart is, dat die Westerse kerk gewonder het, glo hulle regtig daar's net een God. Nou hier sien jy 'n prentjie wat kom uit die Oosters
Ortodokse kerk. Russisch-Ortodoks is van Rublev. As ek dit reg het, is dit so die 15de, 16de, 17de eeu. En dis eintlik 'n tekening van die drie tekening van Genesis 18. Onthou julle die drie manne wat vir Abraham kom besoek het, vir Abraham en Sarah kom besoek het. Maar terselfdertyd word dit dikwels gesien as dit is eintlik 'n besoek van God gewees. En dis 'n tekening van die drie persone. Ek moet sê, ek dink ek was vir jare 'n tipiese westerse Christen. Dit was eers vir my snaaks hierdie prent, maar hoe meer ek daaroor gedink het, hoe meer het ek gewoond geraak daaraan. En die wonderlike, kan ek nou wel sê vriende, wat ons geleer het, wat ek self geleer het, uit my leeswerk rondom die Triniteit, is dat, kan ek dit vir jou, ons sal volgende keer uitbrei daarop, maar die Triniteit beteken, dat die Here God nie net op een manier vir ons help en by ons is, en ons help en verlos nie, maar dat die Here, kan ons weet, in elke situasie, eintlik op 3 maniere, by ons teenwoordig is. Die Vader is by ons, die Seun is by ons, en die Heilige Gees is by ons. So, dis werklik 'n verryking, om op hierdie manier na die goed te kyk. Goed, dis inleidend. Ek wil vra, kom ons maak net saam oor toe, voordat ons nou regtig begin. Here, ons sê vir U baie dankie, dat ons as 'n groepie gelowiges vanaand hier by mekaar kan wees. Here, ons is hier om oor U te dink en oor U te praat. U wat 'n groot en wonderlike God is, wat ver bo ons begrip of verstaan is. Ons weet, Here, dat ons U geheimenis nooit ten volle sal begryp nie. Maar dankie, Here, dat daar tye was wat U na ons toe gekom het, en dat U Uself aan ons kom openbaar het op maniere. U lewe, U gesig, U hart oopgemaak het, dat ons kon sien wie en hoe U is. Here, dit is waar ons wil praat die 2 aande, en ons wil kom bid nou, dat U deur die Heilige Gees ook U woord sal oopmaak vir ons. Ons sal help, Here, om U helderder te sien en te verstaan. En Here, ons bid dat dit mag help, dat ons U nog meer sal liefkry, en nog meer bereid sal wees, om te waag, om U gehoorsaam te wees, in alles wat U van ons vra. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, die eerste 3 skyfies is net soort van so inleiding, het ek gesê, oor die probleem. Ek sê die eerste daar, die leesstuk van die Triniteit, broers en susters, is 'n baie belangrike leesstuk van die Christelike kerk. Iemand sê eintlik, dis op 'n manier al wat Christene regtig glo. Ons glo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As jy nou dink, dis wat ons eintlik elke Sondag in die kerk doen. Ons sê nie 20 ander goed by wat ons ook glo nie. Daar is ander goed wat ons dink, maar wat ons hier uitspreek en sê ons glo, Sondag, is in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit is daarom wonderlik dat na dekades, ek wil amper sê eeue, wat die kerk min oor die Triniteit gepraat het, en eintlik gewonder het, ons sal nou sien of hulle dit nie moet los nie, dat in die laaste 40 jaar daar 'n oplewing van belangstelling in die Triniteit was, en mense weer daaroor begin skryf het, en begin het om dit ernstig te neem, en ek dink dit gaan ons baie help vorentoe. Ek sê sommer net vir myself ook. Ek het so hier by 2004 het ek begin lees, die hele storie daaraan rondom die Triniteit, en ek kan nie vir julle sê wat se geloofsverryking dit vir my is nie. Ek sal veral volgende week, as ek sê wat 'n verskil dit maak aan ons 7 goed, wat ons wen, as ons baie sterk vashou
aan hierdie geloofsbelijdenis. En vir my is dit goed wat my geloof versterk het en verander het op 'n manier. Ek sê dit is vir baie mense 'n kopseer, die Triniteit sê hulle, maar ons mag dit nie los nie, ons kan dit nie los nie. Vriende, want nou sê ek 'n belangrike ding. Ons belydenis van die Triniteit het te doen daarmee met die vraag watter God ons nou dien. En jy weet, ek hoop julle het al agtergekom, dis nie genoeg om oor iemand te sê, daai persoon glo in God nie. Ek wil jy het nog niks gesê as jy dit gesê het nie. Daar is tientalle gode oor die wêreld heen. Ons glo nie in 'n God of in enige God nie. Ons glo in 'n baie, baie spesifieke God. En die Triniteit het alles te doen met in watter God ons glo en wat ons oor Jesus sê en glo. En dit is waarmee ons verlossing eintlik te doen het. Ek moet erken, of ons moet erken, dat dit 'n moeilike ding is wat vir baie mense pla. Hulle sê dit is moeilik om te verstaan en moeilik om te verduidelik vir mense. Ek onthou preke wat ek self in die begin gehou het 40 jaar terug, waar jy vir mense sê, dis soos 'n eier. Dalk het julle hom al gehoor, jy weet, die eier het 'n dop en hy het 'n wit en hy het 'n geel. Tot ek gelees het, iemand gesê, as jy dit gesê het, het jy iets oor eiers gesê, maar moet nie dink jy het iets oor God gesê, wat mense help noodwendig nie. Dit is nie maklik om te verstaan nie, en van die goed wat mense sê, is, hoe verstaan jy die 3 en die 1? Dit is nie so maklik nie. 'n Rede wat ook voorgehou word, is 'n interessante ding, ek wonder of julle dit geweet het, die woord Triniteit of drie-eenheid kom nie in die Bybel voor nie. Dat mense sê, hoekom gaan haal ons nou hierdie woord? Dis nie 'n woord wat in die Bybel voorkom nie. Hy het gekom so, Tertullianus was die eerste ou wat dit gebruik het, maar dit is eintlik hier van die 3de, 4de eeu af, wat dit begin gebruik is in die kerk. En daarom was daar slim mense in die kerkse geskiedenis, veral in die vorige 2 eeue. Onder andere, julle dalk al die naam gehoor van Immanuel Kant en Schleiermacher, wat al twee goed geskryf het daaroor en gesê het, julle, dalk moet ons die ding laat val. Ons gaan niks verloor as ons nie meer oor die Triniteit praat nie. Gelukkig het daar sanity gekom en het die kerk dit nie gedoen nie. Die ander ding wat dikwels gedoen word nou nog in die kerk, is dat ons dit net ignoreer en nie jy daaroor praat nie. Ek het in my tyd min preke gehoor oor die drie-eenheid, en ek dink ook nie dit is 'n oplossing nie. Kan ek nou vir julle nog 'n sleutelding sê, wat ek weet, ek het dit was amper die begin van my belangstelling en wat my gehelp het en my hoop gegee het, jy weet, dat ek 'n bietjie verder moet lees oor die ding. Iemand het gesê, die kerk het gekies vir die woord drie-eenheid en Triniteit, nie omdat dit so 'n helder woord is, wat jy weet, nou verstaan ons God, as julle dit sê, nou verstaan ons alles van God, hierdie woord nie. Die woord Triniteit is geskep om te keer dat mense nie verkeerd praat oor God nie. Ons gaan net nou sien, toe die kerk gesit het met hierdie ding, ons glo in een God, maar daar is die Vader, Seun en Heilige Gees, en probeer dinge bring ons dit bymekaar. Was daar talle teoloë wat gesê het, moet ons dit nie dalk so verstaan of so verstaan of so verstaan nie. Maar almal van hulle het 'n bietjie die ding verkeerd beet gehad. En die kerk het by die formulering gekom om te sê, sorry julle, ons dink nie julle help ons met daai formulerings nie. Laat ons die geheimenis van God nie verklaar nie, maar die geheimenis van God bewaar, deur te sê, ons glo in 'n drie-enige God. Ons verstaan dit ook nie, hoe daar 3 kan wees en 1 kan wees nie. Maar dit is wat hoe die Bybel oor God praat, en dit is wat ons glo. Dat daar 3 persone is en 1 God. Belangrike beginsel hierdie, ons gaan weer terugkom daarna toe, net nou. Kan ek gou
derde een het sê, daar's mense wat wonder moet ons dit nie los nie, dit is nie so maklik nie, ek dink nie ons kan dit doen nie. En 3 redes wat ek daar gee. Dit is die resultaat, hierdie formulering van 300 jaar se besinning in die vroeë kerk. Dis nie ideaal nie, dit los nie alles op nie, maar ons het nie beter woorde om dit te sê nie. En jy sal sien, ek sê dit daar laer af, by die tweede punt, die wonder van hierdie formulering ook is, dit is eintlik wat Christelike kerke over the board aan mekaar bind. Ons gereformeerde belydenisskrifte, vriende, word onderskryf deur dalk 5% Christene in die wêreld. Heidelbergse Katekismus, Lord Celerius in die Nederlandse geloofsbelydenis. Hierdie belydenis van Nicea, wat ons van tyd tot tyd in die kerk sê, word onderskryf waarskynlik deur 95% Christene oor die wêreld heen. Ek wil al die kerke wat julle ken hier in Suid-Afrika, is kerke wat hierdie belydenis onderskryf. Dit is wat ons aan mekaar bind. En daarom moet ons ernstig wees hieroor en ernstig wees oor hierdie belydenis. Vir ons as gereformeerdes, en ons sal weer aan mekaar terugkom daarna toe, dis 'n baie belangrike punt. Ons praat van die drie eenheid omdat ons sê dit is hoe die Bybel oor God praat. En vir ons as gereformeerdes is die Bybel belangrik. As dit is hoe die Bybel oor God praat, dan sê ons dit is hoe ons in God glo op die end. Ek sê weer die 2 wesenlike punte, as ek nou, nee, ek sal oorgegaan het na die volgende een toe. 2 wesenlike punte, wat ek sommer nou vinnig wil weggee, hoekom hierdie belydenis belangrik is. Die een het ek al gesê, is dit help ons om te verstaan watter God ons dien. Ons dien nie enige God nie. Ons dien 'n baie spesifieke God. Ek verwys daar na Tom Wright, is 'n Britse Nuwe Testament teoloog, baie goeie teoloog. Julle kan maar kyk vir sy boeke. Maar hy vertel dat hy deesdae, en ek wil ander mense sal dieselfde sê, baie jong mense, jong studente, jy weet in die klas vir die professor sal sê, hulle vind dit baie moeilik om in God te glo. Jy weet met al die goed wat aangaan rondom ons, kan jy dit verstaan dat mense dit dink, dat jong mense dit dink. En hy sê as jong mense vir hom so iets sê, sal hy altyd vir hulle vra na die tyd, maar vertel my 'n bietjie meer van die God in wie jy sukkel om te glo. Hy sê en dan sal hulle begin praat en verduidelik. En hy sê dit was omtrent altyd nog vir hom moontlik geweest om na 20 minute of 'n halfuur, jy weet vir die studente sê, hoorie, wag net so 'n bietjie, laat ek net vir jou sê, die God wat jy nou oor praat, wat jy sukkel om te glo, ek glo ook nie in hom nie. Die God in wie ek glo, is 'n ander God, as die een oor wie jy nou praat. Ek dink nogal, vriende, bekering gebeur as 'n mense oë oop gaan daarvoor dat God nie is soos wat ander mense vir jou gesê het, of soos wat jy dalk self gedink het by tye nie, of groot gemaak is nie, maar dat God anders is as wat jy gedink het. Wonderliker is, meer liefdevol, groter, almagtiger, meer sorgend. Dis wanneer mense tot geloof kom. En kan ek maar nou al sê, daar's teoloë wat praat van 'n Christ-like God. Dat God is soos wat Jesus is. Dit is die evangelie, dit is waarom ons glo in 'n drie-enige God. Dit is 'n storie wat my baie diep geroer het, laat ek dit gou vertel. Tom Torrance is 'n baie beroemde Skotse gereformeerde teoloog gewees. Hy is so 10-15 jaar gelede oorlede. Hy het in die laat 30er jare teologie studeer in die 40s in. Pas nadat hy klaar is hy opgeroep, was tyd van in die Tweede Wêreldoorlog, sê nou maar 43, is hy opgeroep om as kapelaan te gaan dien in die Tweede Wêreldoorlog, op die front.
En hy sê in een van daai rowwe skermutselinge hier na die einde toe, waar baie geallieerdes gesterf het, het hy langs 'n jong Ierse soldaat gestaan, wat toe getref is deur koels. En hy sê die ouetjie het neergesak langs hom, en toe hy kyk na hom, het hy net gesien, dit is eintlik verby, hy het 5 minute, dalk 10 minute om te leef, was vir hom duidelik gewees. En hy sê gelukkig toe hy na die ouetjie toe draai en met hom begin praat, het hy besef, hy verstaan dit ook. Hy sê, en op 'n stadium in die gesprek het hy vir hom gevra of hy reg is om te gaan. En hy sê, die jong Ierse jongman het opgekyk na hom, vir hom gesê, I think so, padre. Maar toe sê hierdie sinnetjie by, hy sê, but promise me just one thing, that God is really like Jesus. Dit was vir my roerend, want ek dink ons moeilikheid begin daarby, dat ons luister na mense, jy weet, baie keer hoe ons ouers sal praat, om ons bang te maak amper met God. Jy weet, wat doen jy? Moenie dink as jy daar in die kamer is, die Here sien jou nie. Jy weet, daai soort van goed, maak dat baie van ons groot geword het met, aan die een kant Jesus, wat sagter is en vergewensgesind is, maar aan die ander kant 'n God, kan ek amper so sê, wat nie nonsens vat nie. Wat vir wie jy moet oppas, en jy weet, hy sal een keer praat, maar as jy nie hoor nie, dan gaan jy voel na die tyd. Watter een is nou God? En ons sal daarby kom om te sê, die belydenis van die Triniteit, het begin, vriende, toe die kerk moes besluit, wat sê hulle oor Jesus? Wie was Jesus regtig? En die antwoord wat die kerk gegee het is, as jy wil weet wie God is, Johannes 14 vers 6, waar Jesus vir die disippels sê, Thomas vra vir hom, Here, toon ons die Vader. Dan sê Jesus vir hom, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Belydenis van die Triniteit gaan daaroor, dat ons hierdie waarheid wil formuleer en vashou op 'n manier. Ek sê die tweede net daar, ek het nou lank gepraat oor die eerste punt daar, van die mees wesenlike winspunte is, wat ek net nou gesê het, dat God op 3 maniere by ons is. Ek wil volgende keer byvoorbeeld verduidelik, as ons praat oor hoop, wat 'n verskriklik belangrike ding is. Vir ons in ons tyd ook net. Dan dink ek, maak ons onsself verskriklik arm, as ons dink daar's net een hoop. Daar's 'n hoop wat saamhang met dit wat die Vader doen in ons lewens. Daar's 'n hoop wat saamhang met dit wat Jesus vir ons gebring het. En ek wil sê, ons hoop, as ons baie keer sê ons verloor hoop, praat ons eintlik net oor die eerste hoop. Ons het nog nie begin om te tap aan die hoop wat Jesus vir ons gebring het nie. En dan is daar nog 'n derde hoop, en dit is die hoop wat saamhang met die vernuwingswerk van die Heilige Gees elke dag onder ons. Maar ek sal volgende keer, wil ek so 1 of 2 of 3 goed wys. Ek sê daar, in die Christelike kerk, kan ons moeilik as mense jou lastige vrae vra. Ek het as dominee baie keer geval daarvoor, dat mense vir jou vra, en sê, dominee, moet nou nie vir my 'n lang antwoord gee nie, sê vir my een ding hieroor. En dat ek probeer het om een ding te sê, en dat ek aan daardie tyd net besef het, ek het nonsens gepraat. Omdat God Vader, Seun en Heilige Gees is, vra dit baie dikwels as mense ons vra, dat jy nie net een woord kan sê nie, maar dat jy 3 woorde moet sê. Oor die 3 maniere waarop die Here teenwoordig is by ons, in ons lewens. OK. Goed, ek kom nou by die tweede deel, wat nou vir my nogal belangrik is vir vanaand. Dat ek net eers vra, almal alright met wat ek tot hier gesê het? Julle OK, goed. Kom ons kyk, hierdie is nou die belangrikste deel vir vanaand.
die verhaal agter die belydenis van die Triniteit. Kan ek sê, hierdie hele gesprek oor die Triniteit, vriende, het begin met die koms van Jesus en die impak wat hy gehad het op mense. Mense wat in hom begin glo het, mense wat hom aangehang het, mense wat hom begin sien het, as hier is my redder, hier is die een vir wie ek gewag het, hier is my verlosser, hier is my Heer. Daai verhale wat ons in die Nuwe Testament lees, Christelike kerk begin daar, mense wie se oë oop gaan vir Jesus, en hulle gaan verkoop alles wat hulle het, en hulle begin, en hulle volg hom. Daai eerste Christene, was nie filosowe wat gehoor het van die Triniteit, of oor ander goed gewonder het nie. Hulle het vir Jesus gesien, en hulle was oortuig, dat hulle in Christus met God te doen het. Dat dit in Jesus God is wat na hulle toe gekom het, en hulle Messias is, wat nou by hulle is. Ek verwys weer daarna Johannes 14 vers 6. Dit gaan veral oor die godheid van Jesus. Dat hulle oortuig was, hulle het hier met God te doen. Is interessant, ek sal net nou terugkom, met Sia veral, het gepraat oor die godheid van Jesus, want dit was vir mense die moeilike ding. En daar's 'n klompie formulerings in die Nuwe Testament, waar dit gesê word dat Jesus God is. Maar daar's al hoe meer teoloë wat begin sê, nog 'n belangriker argument as dit, is dat van baie vroeg af, waar mense bymekaar gekom het, is Jesus aanbid as God. Jy aanbid nie 'n profeet nie. Jy aanbid God. En van vroeg in die geskiedenis van die Christelike kerk, is Jesus aanbid as God. So 'n impak het Jesus gehad op die lewens van hierdie vroeë Christene, wat op daai stadium meestal Jode was, dat hulle bereid was om te breek met sommige van die goed wat die Jodendom in daai tyd gesê het. Byvoorbeeld, grootliks verskil met die Fariseërs wat daai tyd soort van die vroom kerkmense was. Hulle was so onder die indruk van wat Jesus gesê het, dat hulle bereid was om te breek met die Fariseërs en sekere van die gebruike van die Joodse geloof. Maar nou die belangrike ding, vriende, hulle het daarmee nooit bedoel om met die God van die Jode te breek nie. Met die Vader te breek nie. Hulle het Jesus oorbid tot die Vader. Daar was soms was hierdie vraag vir Jesus gevra, hoe sy verband met die Vader is, en dit was altyd duidelik dat hierdie vir Jesus 'n hegte band was, en dat die vroeë Christene geglo het, die Fariseërs het eintlik vir God, die God van die Ou Testament, die Vader, verkeerd verstaan, en Jesus is die een wat nou die Vader reg verstaan, en hulle eintlik wil help dat hulle geloof in die Vader, dat hulle geloof in die God van die Ou Testament verskerp en verdiep word. Ek kan nou daarop uitbrei, maar ek dink meeste van ons weet dit en glo dit eintlik. Maar nou, dit het hierdie klomp eerste Christene geglo, daar is nie gedebatteer daaroor nie, daar het nie mense geskryf daaroor nie. Hulle was Jode, maar hier het hulle vir Jesus ontmoet. En Jesus het hulle net oorweldig, en hulle het in hom begin glo. Dit was nie vir hulle probleem nie, hulle het geglo, jy weet, hy kom van die Vader af, praat met die Vader, hy is in kontak met die Vader, dit vat hulle nie noodwendig weg van hulle Joodse geloof nie. Maar toe op 'n stadium het slim mense, en nou dalk waarskynlik veral Grieke, wat nou daai tyd onder hulle was, mense van ander godsdienste, en selfs ook van die Jode, vir hulle begin vra, wat nou bietjie nou 'n teologievraag is amper, hoor hierso, julle aanbid nou vir Jesus, julle hang hom nou aan, hy is julle God, maar hoe verstaan julle nou die verhouding
van Jesus met die Vader. As julle nou sê, hy is ook God. As daar nou twee gode. Dit kan tog nie wees nie, die Jode gesê, want in Deuteronomium 6 bely ons dat God een is. En dat die Christen ook gesê, nee, julle, ons dink nie daar is twee gode nie. Vra hulle vir nou, okay, as julle dit sê, beteken dit dalk dat Jesus eintlik onder God is. So bietjie laer as God. Dit was nogal 'n groot ding in die begin gewees, 'n oplossing waarvoor baie mense gegaan het om te sê, Jesus is fantasties, maar hy's dalk nie God nie, hy's 'n profeet. Ons het al profete gehad. Hy is die grootste van al die profete, maar nie heeltemal God nie. Hierdie vraag is gevra vir die Christene. Jesus is groot, maar julle is dan seker nie ernstig om te sê dat hy God was nie. Hierdie was 'n baie moeilike vraag vir die Christene, want hulle het van vroeg af vasgehou aan hierdie ding om te sê, Jesus is God en ons aanbid hom. Ons weet nie mooi hoe ons dit moet ry met dit wat ons in die Ou Testament lees nie, maar ons weet ook net, ons glo nie daar's twee gode nie. Want jy weet, net ook kan hulle stry kry met mekaar en dan weet jy nie jy's waar jy is nie. En vroeg al het hulle begin sê, en vriende, dis 'n belangrike ding vir ons vandag. Ons bely die Triniteit nie omdat ons presies verstaan hoe God is en hoe drie een kan wees nie. Ons bely dit omdat dit is hoe ons glo God hom aan ons openbaar in die Bybel. En kan ek self sê, in my eie lewe, die laaste 20 jaar, dit maak vir my verskriklik sin. As ek gaan bid, die werklikheid van drie persone, ek wil soos wat ek het lees in die Bybel. Ek het amper 'n gevoel dikwels as ek stil word, eerste 5 minute, voel altyd vir my die een van die drie wat die naaste aan my is, wat Jesus sê, hy het dit in ons gegee, is die Heilige Gees. Nou sê die Bybel vir ons, die Heilige Gees se eerste groot werk is om ons oë oop te maak vir Jesus. So dis soort van, as ons in die Heilige Gees se teenwoordigheid kom, is die volgende beweging, as ons rustig by hom geraak het, dat hy ons oë oop maak om Jesus te sien. Nie Jesus ver weg nie, maar Jesus wat hier by ons is, wat ons net nie raak sien nie. Jesus is nie ver weg nie, hy is by ons, maar ons sien hom nie altyd nie. En die Heilige Gees, as ons stil word, kan ons oë oopmaak, om te sien Jesus is nader aan ons, as wat ons dink. Met sy vergifnis, sy liefde, en al die goed. En dan sê Hebreërs 10 vir ons, ek kan dat ek sê, ek dink dis wonderlik om in Christus se teenwoordigheid te wees, ongelooflik, maar tog interessant, ek het op 'n stadium dit net begin agterkom, dat 'n mens 'n behoefte het ook, om by die Vader te wees, om voor God te kom, voor die Vader. En Hebreërs sê, een van die groot dinge wat Jesus doen, hy is vir ons 'n middelaar na die Vader. Hy gee vir ons toegang tot die Vader. Weet nie om dit te verduidelik nie, maar dit is hoe die Bybel oor God praat, en dit is wat ons as Christene oor God glo, en ek dink hoe baie van ons dit in ons gewone lewens ook ervaar. Laat ek gou by die prentjie net kom. Dis nou so 'n bietjie meer geskiedenis. Daar was in daai 200 jaar wat die ouens nou gewonder het, wat sê ons hier oor die 3 en die 1, was daar baie slim mense wat nie moeilik probeer wees het nie, maar met goeie bedoelings soort van goed geskryf het en verklaringe aangedien het oor hoe ons hieroor moet dink. En ek het nou die 3 bekendstes uitgehaal hier, so kan ek sê, al 3 van hulle was mense wat dit goed bedoel het, maar wat die konsilie van Nicea gesê het, hoorie julle,
al drie van julle, ons weet julle bedoel dit goed, maar wat julle sê, help ons nie. Ons moet dit verwerp en sê, ons glo, al verstaan ons dit nie, glo ons een God en drie persone. Maar kom ons kyk gou na daai drie. Dit is nogal interessante goed. Boaan is 'n geleerde woord, subordianisme, julle kan nou hoor, gesubordineer, dit is soort van, sub beteken onder, en dit was groot ou wat nou, gekeer was by die synode van Nicea, is 'n ou met die naam Arius. En Arius het die teorie gehad om te sê, Jesus was 'n wonderlike profeet, maar hy was nie God nie, hy was onder God gewees, en dan hierdie die moeilikheid van drie gode nie, dan is daar net een God, dis die Vader, en Jesus is die groot profeet, wat nou maar 'n mens was, nie God nie, maar wat onder God was. Hy los die drie in die een op, maar die kerk het net gesê, sorry Arius, ons glo dat Jesus meer was as net 'n groot profeet. Ons glo dat hy self God was en daarom die straf van ons sondes kon dra. As hy net 'n mens was, sou hy dit nie kon doen nie. Hy moes God wees om die straf vir ons sondes te dra. Die tweede verklaring is 'n baie interessante een, en hy het wyd geloop, en ek dink hy loop selfs vandag nog wyd. Dit is mense wat sê, ons noem dit die modalisme, 'n soort van die geleerde woord daarvoor. Maar dis om te sê, daar's 1 en 3, maar die 3 moet ons dalk nie vat as aparte persone nie. Dalk is die 3 jasse, as ek amper so kan sê, personas, 3 rolle wat God speel by tye. In die Ou Testament trek hy vir hom 'n jas aan as die Vader. En as die Vader doen hy klomp goed, skep en tree op. In die Nuwe Testament kom daai selfe God, want daar's net een, nie regtig 3 nie. En hy trek die kleed aan van Jesus en kom na ons toe en ons sien hom as Jesus. En na die tyd nog 'n derde ene weer trek hy die jas aan van die Heilige Gees. Nie 3 nie, dit is dieselfde God. Hy trek net, hy speel net 'n ander rol op die ou. Dit was nogal een wat op 'n tyd baie gehardloop het. En onthou nou wat ek in die begin gesê het, die Oosterse kerk het heeltyd van die Westerse kerk gesê, julle, dis wat julle glo. Julle dink nie regtig daar's 3 nie. Julle beklemtoon die een en julle dink maklik hierdie ander 3 is net verskynsels. Wat vriende nou ook nie opgaan, as jy nou mooi gaan kyk na die Bybel, ek wil Jesus praat daarvan dat hy 'n verhouding met die Vader het. Johannes 17 bid Jesus tot die Vader. Ek bedoel, mens praat nie met jouself nie. Dis duidelik in die Nuwe Testament dat Jesus en die Vader 2 entiteite is. 2 persone is wat in 'n verhouding met mekaar staan. Daarom het die kerk gesê ook oor die modalisme, ons weet julle bedoel goed, maar dit help ons nie. Ek sal nogal weer na hierdie punt toe terugkom. Dit is nie onbelangrik een nie. En dan die laaste ene was daar nou inderdaad in die Oosterse kerk Nestorius. Daar's eintlik 'n derde groepering in die Christelike kerk. Ek weet nie, het julle geweet dat Armenië sit daar tussen die moslimlande, maar dit is 'n Christelike land. Daar's in Armenië oorwegend die meeste mense daar is Christene. Sirië ook. In Sirië is daar 'n klomp Christene en hulle is hang 'n Christelike interpretasie van 'n ou teoloog Nestorius aan. En Nestorius het eintlik gepraat van 3 gode. Dit was nou nie vir hom 'n probleem gewees om te breek nou maar met Deuteronomium wat in Deuteronomium sê nie. Hy het gesê dis 3 persone, maar dalk is dit nou maar 3 gode, moet ons tevrede wees daarmee. Maar groot deel van die Christelike kerk het gesê nee, ons kan nie dit sê nie, want ons hou vas aan wie Deuteronomium sê,
drie persone en net een God. Goed, kan ek weer net hier sê, vriende, julle kan agterkom, soos wat ek nou oor die verskillende goed gepraat het, een van die groot strydvrae in die vroeë kerk was, of Jesus regtig self God was. Nog harder, ons praat nie vanaand daaroor nie, maar of Jesus regtig ook 'n mens was. En daar's mense wat dink, hy het gelyk soos 'n mens, maar hy kon nie regtig 'n mens gewees het nie. Maar die belydenis van die Christelike kerk is, Jesus was regtig 'n mens soos ons, wat lyding gevoel het, wat versoeking gevoel het, wat kon twyfel, wat in Getsemane sê, my God, of aan die kruis uitroep, hoekom het U my verlaat? En wat in Getsemane vra, Here Vader, kan ons nie 'n ander plan maak nie? Ek weet nie of vakansie nie voor nie. Daarom kan ons met ons versoekings en met ons lyding na hom toe gaan, omdat ons weet, ons het 'n hoëpriester wat ons verstaan en wat weet waar ons is. Maar terselfdertyd glo ons ook dat hy God was. Dat ons 'n God dien wat toe ons in die moeilikheid was en nie na hom toe wou kom nie, toe hy ons geroep het nie, wat toe ons so lief gehad het, dat hy bereid was om na ons toe te kom en ons te kom soek en te kom uithaal uit die hole waar ons weggekruip het vir hom. Dit is die evangelie en dit is wat Nicea wou vashou. En die implikasie daarvan, dat die kerk duidelik wou sê, Jesus was nie net 'n opregte mens nie, hy was ook waarlik God. As jy dit nou rym daarmee, dat jy glo, Jesus sê, moet nou nie die Vader los nie. Ek kom van die Vader af. Ek het 'n verhouding met hom. Julle kan nie net in my glo nie, julle moet ook in die Vader glo. En nog meer, ek het nog nie eens oor hom gepraat vanaand nog baie nie, ek gaan vir julle die Heilige Gees gee. Wat by julle gaan wees tot aan die einde, en wat julle gaan help om ongelooflike goed te doen. Ek dink ons gee in ons kerk dalk nie genoeg aandag aan die Heilige Gees en sy werk nie. As Jesus sê, daar's nog die Vader en daar's nog die Heilige Gees, dan verstaan jy hoe die kerk gekom het en gesê, ons verstaan dit nie, maar dit lyk vir ons, Jesus het gesê, hulle is 3, maar hulle is ook net 1. Daarom sê ons dit ook. En dit is wat by Nicea gebeur het. Ek sê daar by die konferensie van Nicea, het die kerk nee gesê vir al die ander oplossings, en volstaan daarmee om te sê dat daar net een God is, maar dat daar in God 3 verskillende persone is. Die kerk weet, hier kom ek nou weer by daai punt, vriende, die kerk weet dat dit nie God verklaar nie, maar hou daarby, omdat dit is hoe die Bybel oor God praat. Amerikaanse teoloog David Kelsey het my baie gehelp. Hy skryf in een van sy boeke, sê hy, Christene is mense wat hierdie 3 verhale oor God glo. In die Ou Testament het ons die verhaal van God die Vader en die skepping. In die evangelies, onverwags, lees ons hierdie tweede verhaal van Jesus, wat sê hy is die seun van God, en hy self God, en hy is ons Messias, wat ons gaan kom red. Dis die tweede verhaal van God wat ons glo. Derde verhaal wat ek dink ons afskeep, is dat Jesus met sy hemelvaart sê, alles is nie klaar nie. Ek het 'n surprise vir julle. Ek stuur iemand na julle toe, die Heilige Gees, wat julle gaan vul, en wat julle gaan help om amper goed te doen, soos wat ek gedoen het, hier op aarde. Christene is mense, wat hierdie 3 verhale oor God glo. En wat glo, dis nie 3 verskillende verhale nie. Dit is eintlik een verhaal, van een God, wat op 3 maniere na ons toe kom. Ja,
verhaal van die Vader en die Heilige Gees en hoe ons ingeskakel word daarbij. Kan ek gou net oor Nicea sê, ek gaan dit baie vinnig doen. Die kerk, al hierdie verskillende teorieë wat mense gehad het, oor hoe ons oor die 3 en die 1 moet dink, word verwerp deur Nicea, en Nicea sê, ons verstaan het nie, maar ons sê, 1 God, en 3 persone in God, daarmee bely ons, dis eintlik van die groot gesprekke by Nicea gewees, daarmee bely ons ook die ware Godheid van Jesus. Baie mense wat vrae gevra daaroor. Sê weer hier, die formulering van die 3 eenheid verduidelik of verklaar nie vir God nie, maar wil keer dat ons verkeerd oor hom praat. Dit wil die mysterieuse lewe van God van die Bybel bewaar en bely. Ek sal net oor Berkhof sê. Volgende punt sê ek net weer, ons sê dit omdat dit is hoe die Bybel daaroor praat. Sommige net interessant ook, vriende, as jy in die Triniteit glo, moet jy nou nie 20 keer op 'n dag oor die Triniteit praat nie. Dis nie ons sterkpunt dat ons die woord het nie. Ek sê dit nou, dis interessant, dat die belydenis van Nicea praat nêrens in die belydenis oor die Triniteit nie. Hulle praat oor ons geloof in die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En vir my 'n interessante en belangrike punt hierdie. En dan Nicea is belangrik, wat ek al reeds gesê het, omdat dit deur omtrent alle kerke in die wêreld aanvaar word. Dit wat ons bind aan ander Christene. Sommige net, ek gaan hierdie nou nie eers almal alles uitlig nie. Dit het die synode van Nicea het groot vrede gebring in die Christendom op daai stadium waar ouens nou oor baie goed verskil het van mekaar. En dit het vir baie eeue goed gehou. Daarna het mense nie gestry daaroor nie, maar soort van begin ophou praat daaroor. En daar het tog allerhande snaakse gedagtes van die ou goed maar weer teruggekom en debatte daaroor gewees. En nou is dit 'n belangrike pyle, in die tyd van die Reformatie het Luther en Calvin weer, hulle twee spesifiek, baie begin praat oor die Triniteit. En weet julle hoekom? Is omdat hulle die Bybel ernstig gevat het. Julle kom nou daai parallel agter. As julle vir my vra, hoekom glo jy in 'n drie-enige God? Dan is die maklikste antwoord wat ek vir julle sou kan gee, is omdat ek in die Bybel glo. En in die Bybel lees ek van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ek glo dit. Ek glo dit. Daarna, ek gaan nou daarna toe vinnig ook kom net, ons praat van die tyd van die verligting, hier van die 1850s af, het amper die begin van die wetenskap ook geweet, het mense begin agterkom, ons het verstande, waarmee ons kan dink, en ons kan slim goed doen, jy weet, ons maak karre, en ons maak treine, en ons het allerhande medisynes wat ons ontdek. So moenie vir ons goed vertel wat ons nie met ons verstand kan glo en sin maak van nie. Ons praat van die rationalisme, mense wat meer begin vertrou het op hulle verstand as om te sê dat hulle die stories in die Bybel glo. En dit het gemaak dat mense baie vrae begin vra oor die Triniteit, oor die Godheid van Jesus en al die goed. En dit het eintlik deurgeloop, moet ek sê, hier tot by die 1860s. 'n Stroom daarvan loop nog steeds deur, maar die wonderlike is hiervan 1960, 1970, 1980 se kant af, het al hoe meer teoloë begin sê, hoorie julle, ons moet teruggaan na Nicea toe, en daai goed gaan afstof weer, en kyk dat ons duideliker praat oor die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek gaan volgende keer ook terugkom hierna, ek gaan net die hoofpunte maak. Die interessante is nou, baie mense vra nogal, wat het nou gemaak dat hierdie oplewing van belangstelling in die Triniteit gekom het? Eerste ene is die kontak met die Oosterse kerk. Skielik hier van 1960 af het Westerse en Oosterse Christene meer kontak begin kry met mekaar. En ek het nou vir julle gesê, daai ikoon wat julle gesien het,
Dit wemel daarvan in die Oosterse kerk. Al die kerke wat jy kom, het so ikoon van die 3 persone wat daar sit. En dit het ons laat dink oor dalk moet ons die 3 ernstiger vat. Die opkomst van die ekumene, dat ons begin vra wat het ons as Christen aan mekaar, dat ons nie net praat oor die goed wat ons verskil nie, maar dat ons ook meer praat oor die goed waar ons saamstem. En een van die goed waar ons saamstem, is die Triniteit in hierdie belydenis van Nicea. Ek het alreeds gesê wat ons probleme gegee het, is die ongemaklike gesprek in die gesekulariseerde Weste oor hoe ons as Christene oor God praat. En dan, vriende, kry ons te doen met goed bedoelde, maar aangepaste verduidelikings oor hoe ons oor God moet dink, wat ons nie help nie. Ek sal nou volgende week 'n bietjie uitbrei hierop, maar Amerikaanse sosioloog wat 'n Christen is, het met baie Amerikaners gesels oor hoe hulle oor God dink. En hy sê hy was geskok om agter te kom hoeveel Christene sê hulle glo in God, selfs al sê hulle glo in die God van die Bybel, maar glo nie alles nie wat die Bybel sê nie. So hulle vat so 50%, maar dan sit hulle daar, goed wat hulle self gedink het en goed wat hulle by ander mense hoor, sit hulle daarby. En hy het, een van die goed wat hy gerapporteer het en geskryf het ook oor, was 'n gesprek met 'n vrou Sheila. En dit het eintlik nou 'n uitdrukking geword by baie mense, dat hulle praat van Sheilaïsme. En dit is Christene wat kerk toe kom, en wat sê hulle glo in God en in Jesus, maar selfs oor Jesus het hulle 'n idee. Hulle glo nie al die goed wat die Bybel sê daaroor nie, maar hulle het dit aangepas, amper soos wat dit hulle pas, en hulle dit like. En vriende, ek wil volgende keer 'n bietjie meer daaroor praat, want dit is goed wat nader aan ons is, as wat ons dink. Ek wil maar vir julle sê, ek het in my bediening in die NG Kerk dit ook teëgekom. Dat ou vir jou sal sê, glo in Jesus, ek kom kerk toe, maar hierdie storie en daai storie, dit glo ek nie. Ek dink dit is anders, eintlik as wat die Bybel dit sê. Soveel so dat 'n beroemde filosoof, Ludwig Feuerbach, wat soort van baie krities op die kerk was, gesê het, as jy Genesis 1 lees, sê Genesis 1, dat God die mens geskaap het na sy beeld. Maar hy sê, vir my lyk ek, wat ek in die kerk sien, is eintlik andersom. En dit is dat mense vir hulle God gemaak het, soos hulle van hom hou, en soos wat hy by hulle pas. Daarom ook kan ek vir julle sê van die begin af. Onthou julle Exodus 20, die 10 gebooie van haar eerste gebooie, wat die Here sê, julle mag vir julle geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van hoe God is nie. Hoekom is dit 'n snaakse ding? Want as ek 'n beeld van God gaan maak, dan kan ek hom so 'n bietjie verander. Soos wat hy my pas, soos wat ek van hom hou. En ons kan maar weet, vriende, ons sal nou nie beelde maak nie, maar in ons gedagtes doen ons daai goed. En ons sal moet kyk en praat daarna, en ek wil mense besef dit al hoe meer en sê, ons sal dalk meer Bybel moet lees. Dat ons kop skoon kom van hierdie nonsens wat ons daar geprint het, oor hoe God is, hoe ons gedink het God is, en gaan leer in die Bybel, wat die Bybel vir ons oor God sê. Ok, ek laat dit daarby. Ek maak gou klaar met 7 aannames. Ok, dit is, ek dink ek kan dit nog vinnig doen. Ek het van die goed, het ek al vir julle gesê, ek gaan dit net lees. Die leerstelling van die drie eenheid is nie geformuleer om die verborgenheid van God te verduidelik nie, maar om die verborgenheid van die drie eenheid teen verkeerde begrippe
te beskerm. Wat sê ek daarmee vir julle? As jy gekom het vanaand met die idee, daar kan hierdie dominee nou vir my die drie-eenheid verduidelik, dat ek het nou verstaan na die tyd hoe 3-1 is, moet ek julle teleurstel. Ek kan dit nie beter verduidelik nie, ek glo dit, omdat dit is hoe die Bybel oor God praat. En ek hou vas daaraan, omdat formulerings wat dit anders probeer sê, is die goed wat ons gaan laat sneuwel. Want dit gaan veral, die eerste een wat sneuwel, is dat mense begin sê, Jesus was nie regtig God nie. Is wonderlike mens, groot profeet gewees, maar nie God nie. En vriende, dan is daar niks van die Christendom oor nie. Niks nie. Tweede stelling, aan die ander kant, ons sê met die eerste ene erken ons, God is 'n misterie, ons weet nie alles van God nie, daar is goed van God wat vir ons verborge is. Maar die ander kant daarvan nou, die drie-eenheid is nie 'n onbekende raaisel nie, maar deel van die openbaring van God. Ek weet nie of dit met julle ook so was nie, ek het 'n tannie gehad, wat ek het daar meer kere oor sê, as mense nou oor godsdienst gepraat het, julle mens moet nie te diep in die Bybelse goed begin ingaan nie, jy raak nie deur mekaar. Ons kan daai goed nooit verstaan nie. En daar is nogal mense wat daai gesindheid het, amper moet nie te veel oor God praat nie, jy sal dit nooit verstaan nie. Daar is goed van God wat ons nie verstaan nie. Maar broers en susters, hierdie boek openbaar 'n klomp goed vir ons oor God. Dis nie dat die Here wil hê ons moet niks van hom weet nie. Ons verstand is te klein om alles oor hom te bevat. Maar hy wil hê ons moet darm 'n bietjie verstaan van wie hy is en hoe hy is en hoe groot sy liefde is. Ons verstaan nie alles nie, maar is 'n dik boek wat vir ons gegee is, wat ons wil help om darm 'n klomp goed oor God te verstaan. Die derde stelling daar, die apostoliese geloofsbelijdenis en die belijdenis van Nicea, gee vir ons 'n baie goeie leidraad oor hoe ons oor die drie-eenheid moet dink. Hulle praat nie oor ons bely nie geloof in die drie-eenheid nie, hulle gebruik nie die woord nie, maar hulle bely ons geloof in die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hierdie volgende ene het nou swaar woorde by twee van die groot teoloë. Soort van, ek het nou nie daaroor gepraat nie, maar dit is een van die wonderlike goed, eintlik wat in die teologiese wêreld gebeur in die laaste 5 jaar, is dat die grootste protestantse teoloog Karl Barth en die grootste katholieke teoloog Karl Rahner, dat hulle tegelyk omtrent sonder dat hulle in kontak met mekaar was, boeke begin skryf het oor die drie-eenheid weer en gesê het, dit is verskriklik belangrik. En daar is so snaakse woorde wat daar gebruik word, ek sê Rahner se beroemde reël, die ekonomiese drie-eenheid is die immanente drie-eenheid. Vergeet daai woorde, maar laat ek sê wat Rahner gesê het, dis veral sy probleem was met die modalisme. Daai wat ek gesê dat God die drie jassies het. Hy gesê, ons moet pas op daarvoor en ons moet dit verwerp. Want hy sê, dit kan ons bring by 'n punt waar ons vaskyk in die jassie van Jesus. En op die oomblik moet agterkom, dis nie hoe God regtig is nie, dis net 'n jassie wat hy aan het. Kom ek sê, dis amper of hy maak of hy so is. Want môre oormôre lyk hy anders. 3-4 dae terug het hy nog weer anders gelyk. Wat kan ek vertrou as hy na my toe kom? Hoe kan ek weet, hy is regtig dit wat hy kom wys vir my? As hy 3 verskillende aangesigte het. Belangrike punt vir Rahner en vir Barth was dat hulle sê, as die Bybel vir my iets sê oor God, wil ek weet, dis nie net 'n manier waarop hy hom aan my kom wys nie. Ek wil weet, hy is regtig so. As hy sê, hy is die Vader, wil ek weet, dis nie net 'n rol wat hy nou speel nie. Môre is hy iets anders nie. Ek wil weet, hy is regtig my Vader.
as ek Jesus sien, wil ek weet wat hy sê, kan ek ernstig vat. Hy is regtig die Messias. Selfs met die Heilige Gees. Wel, ek moet sê, hierdie was vir my, toe ek het verstaan het, 'n baie, baie belangrike punt. Ons bely die drie eenheid, omdat ons wil glo hoe God homself aan ons geopenbaar het. Dis nie maar net 'n show nie. Dis nie maar net toneelspel nie. God is regtig, soos hy homself aan ons geopenbaar het. Laaste drie, Enrikus Berghoff is 'n Hollandse teoloog, en hy het 'n mooi ding gesê wat my nogal baie gehelp het. Dit gaan nou terug na die tweede stelling toe. Hy het gesê, God is meer as sy openbaring. God wys vir ons 'n klomp goed. Dis nie alles nie. Daar is goed van God wat ons nie weet nie, omdat ons koppe te klein is om dit te vat. Maar, sê Berghoff, ons kan weet, hy is nie anders as sy openbaring nie. Hy is meer as sy openbaring, maar hy is nie anders as sy openbaring nie. As God self, as Vader, Seun en Gees openbaar, dan is God Vader, Seun en Heilige Gees. Ek het nou 'n prentjie probeer trek, vriende. Kan ek? Nou, waar is ek nou? Melissa, hoekom wil hy nou nie aangaan nie? Ja, ek het daar sommer so 'n prentjie getrek wat nie goed is nie. Maar as jy 'n sirkel trek en sê soort van God is die sirkel, dan kan jy, ons weet nie alles van God nie, maar 'n stukkie is aan ons geopenbaar. Dan kan jy daai stukkie wat aan ons geopenbaar is, ek het dit nou nie geteken daar nie, maar kan jy amper soos 'n band rondom, al op die kante trek, en sê dit wat in die band is, die buitekant, is wat ons sien en wat aan ons geopenbaar is, maar daar is 'n klomp goed binnekant wat ons niks van weet nie. En Berghoff het gesê, dit sal nie 'n goeie tekening wees van hoe ons oor die Triniteit moet dink nie. Jy moet oor die Triniteit eerder dink as 'n sektor, amper soos ek kan sê, is 'n koek wat jy sny uithaal. Dis nie die hele koek nie. Daar's 'n groot deel van die koek wat oorbly, maar die stuk wat jy het, gaan tot in die middelpunt. Julle sien, daar's dele wat nie openbaring is nie, wat ons niks van weet nie, maar wat ons weet, gaan tot in die middelpunt. Belangrik om dit te weet. Ons sien nie net die buitekant van God nie, maar in Christus veral, kyk ons tot in die hart van God. En ons kan weet, God het niks agter sy hand nie. Hy het wie hy is, wat hy is, het hy vir ons gewys. Daar sal nie eendag surprises wees nie, op hierdie punt nie. Ek maak klaar, Melissa, hoe sukkel ek met die ding? Ja, hier is hy. Ja, ek sê weer, die tweede punt daar, die kern is van die trinitariese geloof, dat ons in die drie eenheid glo, is dat ons die unieke verhaal van die Bybel en van die vroeë Christendom se gesprek daaroor absoluut ernstig sal neem. En my slotstelling vir vanaand, wat nou 'n bietjie teleurstellend kan wees, maar ek hoop is alright vir julle, dit gaan nie daaroor om slim maniere te vind, om te verdedig of te verduidelik hoe 3-1 kan wees nie, maar om getrou te bly aan God, soos wat God self in die Bybel, in die Ou Testament en in die Nuwe Testament aan ons openbaar. OK. Dis my storie vir vanaand. Volgende week wil ek 'n bietjie praat oor 7 maniere waarop en bly gaan van vir julle verrassend wees, waarop geloof in die Triniteit vir ons help en ons lewens verryk en kan ek sê my eie lewe verryk. Ek bedoel, hoekom dit vir my lekker is om te praat daaroor. Dankie julle. Dis laat ek dalk vra
Is daar enige vrae? Enige iemand? Erik? Nee. Ja. Ja. Dankie Erik, ek dink is belangrik dat 'n mens vinnig iets daaroor sê. In die vroeë kerk was daar 'n formulering wat hulle baie ernstig oor was en ek wil sekere mense vandag nog oor die Triniteit, oor die drie, dat hulle gesê het, ons bid tot die Vader deur Christus as middelaar in die Heilige Gees. Dit sal ook beteken dat die gewone een wat aangespreek word is God, is die Vader. Maar die kerk het baie vinnig daarbij gesê, hopelik sal ek volgende week iets daaroor sê, dat die drie by ons is, die drie persone het ten opsigte van die lewe op aarde 'n bietjie verskillende werke, as ek amper so kan sê, beklemtonings. Maar die kerk het baie vroeg gesê, omdat die drie een is dit nie verkeerd om te bid tot Jesus of te bid tot die Heilige Gees nie. Om te sê, jy weet, Jesus het vir Abraham gehelp toe hy met hierdie en hierdie ding gesukkel het. Tegnies was Jesus nog nie daar in die Ou Testament nie. Die Jesus wat ons in die Nuwe Testament ken nie. Dis eintlik God, moet jy sê, wat Abraham gehelp het. Maar die vroeë kerk het gesê, omdat God een is dit nie verkeerd as jy die werk van een eintlik so toedig of koppel aan 'n ander een. En so moenie die spontaniteit, dink ek, is belangrik. Ander mense mag dink jy bid verkeerd as jy die goed op 'n sekere manier sê. Ek dink nie die Here sal dink jy bid verkeerd nie. Kan ek dit sê waar daai tot die Vader deur Christus in die Gees vandaan kom? Vriende, gaan weer oor die werklikheid van die drie. In die vroeë kerk, moet ek sê, as hulle 'n diens gehou het, ek staan nou hier voor, ek moes eintlik daar by julle gestaan het, sou hulle gedink het, God die Vader is voor. Hy is die een vir wie ons aanbid. Jesus en die Heilige Gees staan nie voor by die Vader nie, hulle staan by ons. Want ons weet nie reg wat om te bid nie. Romeine 8 sê die Heilige Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En ons gebede, ons woorde is vir die Vader net aanvaarbaar, omdat Jesus ons hoëpriester is, wat daai woorde was in sy bloed en dit heilig. Een van die, dit is eintlik 'n sad ding nou, maar dat ek dit vinnig sê, julle ken die uitdrukking unintended consequences.
soort van, partykeer doen jy 'n goeie ding, maar daai ding het nie net goeie gevolge nie, hy het ook gevolge wat jy nou nie bedoel het om te doen nie. En van die ouens, Tom Torrens het 'n artikel geskryf waarin hy sê, wat na Nicea gebeur het, toe hierdie fight gehad om te sê, Jesus is regtig God. Hy sê, in die volgende 100 jaar, was dit asof Jesus by Nicea, die Heilige Gees na die konsilie van Konstantinopel, weggestap het van ons, waar ons sit in die diens en voor by die Vader hulle plekke kom inneem het, en nou staan ons alleen daar, en ons sukkel om te bid, en ons sukkel om erediens te hou, en God te eer, omdat Jesus en die Heilige Gees nou hiervoor by die Vader staan. En hy sê interessant, die katholieke kerk se verering van die heiliges, en soort van amper die engele in goed ook, en Moeder Maria, kom uit mense se gevoel, ons het iemand nodig om ons te help hierso. En Jesus en die Heilige Gees is nou nie meer hier by ons nie, hulle is nou voor. Nou moet iemand anders ons kan help, dalk moet Maria ons help, of die Heiliges moet ons help. En Torrens het goed geskrywe om te sê, ons moet dalk weer terugkom na hierdie ding toe. Dat ons tot die Vader bid, deur Jesus in die Heilige Gees. Dat ons weet, Jesus is nie ver van ons af nie. Hy is by ons. Ek het 'n boekie geskrywe, vriende, oor die misverstand van die hemelvaart van Jesus. Ons dink hy is weg na sy hemelvaart. Ons kan hom nie meer sien nie, dis die verskil. Maar hy is absoluut by ons. Ons verstaan dit verkeerd. Ek kan onthou by in die studentekerk, het een van die predikante daar, dit was in daai tyd, onthou julle Yuri Gagarin, daai eerste rus wat op die hier in die opsie op was met 'n vuurpyl of wat ook al in die ruimtes was. Toe hy teruggekom het hy gesê, hy was nou ateïs gewees, hy het toe hy daarbo was rondgekyk en hy moet nou sê, hy het glad nie vir God gesien nie. Dit is nou oral koerante gehaal. En toe het hierdie dominee van ons gesê, in 'n preek hier by Hemelvaart, wie dink hierdie rus is hy? Om sulke goed te sê, hy was nie eers baie hoog op nie. Sadly gedink eintlik, God is nog, jy weet, verder. Hy is nie ver weg nie. Die evangelie is, ons kan hom nie sien nie, maar nie net die Heilige Gees nie, maar Jesus en die Vader is nader aan ons as wat ons dink. Ok, ek wil julle nou nie langer hou nie. Dankie vir die vraag, Erik. Kom ons maak net oor toe, dan bid ons saam. Here onse God, dankie vir vanaand wat ons kon praat. Ek wil kom vra dat u vir ons sal help, dat dit wat gesê is, ons kan help om u meer lief te hê, en nie dalk 'n bietjie beter in die goedheid en genade te verstaan. En dankie dat ons nou kan glo, Here, as ons hier uitgaan, dat die liefde van God, die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons sal wees. Amen.